Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Baie welkom ook aan almal wat regstreeks inskakel. Daar is nou 'n foutjie daar by Louisa Meiburg, die verbinding tussen ons en hulle. So dit is ook besig om uitgesorteer te word, maar baie welkom aan almal hierso. Dis 'n lieflike dag. Dis regtig lekker om nou so weer die somer te ervaar. Ek het 'n vriend, hy's 'n Nederlander en hy sê, dis moeilik, hy's jaloers op ons, want hy was nou al hier in Suid-Afrika. Hy sê dis donker as hy werk toe gaan, dis donker as hy terugkom. Dit is moeilik en dit is maar half depressief ook. Maar vir ons is dit 'n vrolike tyd ook eintlik. Die son maak dit eintlik lekker en ons sien uit na Kersfees. Daar's ons daai lied, skenk ons 'n helder somer Kersfees. So ons sien uit na dit. Dis lekker, dis lekker weer vandag ook. Baie welkom hierso vanoggend. Ons gaan maar nie veel oor die rugby praat nie. Ek wil maar net weer sê die Stormers doen nog steeds goed. Hulle speel volgende naweek in PE. So jy kan nog 'n Stormer word as jy nie so teleurstellings mee wil hê nie. Daar's nog tyd. Hulle doen daarin baie goed. Maar kom ons groet mekaar. Ons is broers en susters in Christus. Ons is dis lekker om mekaar weer te sien. Kom ons groet mekaar. Wil ook vra as hier enige besoekers is vanoggend, steek asseblief jou hand op as jy wil. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Dis vir ons lekker as die besoekers is. As hy baie welkom. Is hier nog 'n besoeker iewers? Ek sien nie nog hande nie. Maar baie welkom aan almal hier vanoggend. Dis vir ons lekker as nuwe mense ook kom en mag jy ook tuis voel hier by ons. Baie welkom. Ons gaan bly sit en 'n lied saam sing. Dit is nou die vlamweergawe van Jesus, ons loof U. So daar kom net so 'n haleluja gedeelte by, maar die res is baie bekend. Ons sing dit 2 keer en dan kom die haleluja gedeelte. Kom ons sing dit saam. Ons is so bly oor Jesus wat gekom het, ons verlosser, die ware lig. Kom ons sing hierdie lied saam. Ons is nou in Advent in die kerkjaar. Ek het nou verlede Sondag bietjie meer verduidelik oor dit en die Adventskrans. Ek gaan nou nie als weer verduidelik nie, maar Advent kom van die Latynse woord adventus en dit beteken koms. So ons berei nou in hierdie tyd voor om Kersfees te vier. Daar waar ons nou die koms van Christus vier, ons vier sy geboorte,
ons maak gereed om dit te vier, maar ons weet ook Jesus gaan weer kom. Hy gaan alles kom heel maak, hy kom nuut maak, kom herstel. Hy gaan ware vrede kom bring. Ons sien uit daarna, want ons leef in 'n gebroke wêreld, maar ons leef met hoop. Nou elke Sondag is daar ook 'n kers wat ons gaan aansteek. So ons gaan nou die volgende kers aansteek, die vredekers. Die eerste kers was hoop, en dis alles geskenke wat ons by Jesus kry. Hoop, vrede, vreugde, liefde, en hy self is die grootste geskenk. Maar ons gaan nou die volgende kers aansteek. Ons gaan ook so beurtspraak nou saam doen. Ek wil net hê die kinders hierso is vir julle 'n skattejag met Advent. So ek wil hê julle moet net vorentoe kom. As jy 'n jong mens ook is, kan jy ook kom. Is nou nie net vir die kinders nie, maar ek wil net ietsie uitdeel vir julle wat julle kan gaan doen. So Kallen, jy kan kom. Wian is ook al bo. Ek sien julle. Lia, jy is ook al bo. Ek wil net vir julle ietsie gee vir vandag, vir hierdie Sondag waar ons nadink oor vrede. Dan kan julle dit gaan doen, en julle kan sommer julle gesin ook betrek. So as jy nou 'n ouma of 'n oupa is, dan kan jy ook een kom haal vir jou kleinkind. As jy nou nie genoeg gesê, ek sal dit uitstuur ook. Daar's vir jou ietsie, lekker skattejag, om bietjie verder na te dink oor hierdie Maar hier is nog 'n paar as iemand later soek. Dit is sommer iets wat 'n familie saam kan doen. Dit is ook baie lekker. Dit is belangrik dat mens verder nadink oor vrede en wat Jesus vir ons gee, wat hy vir ons gedoen het. Die tweede kers in die adventskrans is die kers van vrede. Jesus se koms bewerkstellig vrede vir die wat in hom glo, tussen God en die wat in hom glo, maar ook tussen mense. Die profeet Jesaja het vir Christus die vredevors genoem. Hy is die vredevors wat gekom het om vrede, geregtigheid en versoening te bring. Deur die kruis en die opstanding het die vernuwing, die herskepping en die genesing van die wêreld reeds begin. Ons moet nie dit vergeet nie, anders raak ons moedeloos. So alles gaan goed eindig. Jesus gaan die werk wat hy begin het en elke dag mee besig is kom klaarmaak, en niks kan hom keer nie. Hy het selfs die dood oorwin. Jesus het ons ook geleer om vredemakers te wees. So ons steek die kers van vrede aan om ons te herinner dat hy alleen die vredevors is en dat ware vrede slegs in hom gevind word. En hierdie vrede is soos 'n lig wat skyn in 'n donker plek. Kallen, sal jy vir ons weer die kers aansteek asseblief? Die tweede ene. So Kallen gaan vir ons die kers van vrede aansteek. Elke week raak die lig ook meer, hierso hierdie ene, tot en met Kersdag, want ons vier dan die ware lig het gekom. Daar's hoop in hierdie donker wêreld. Nou, ons steek dit aan, maar ek het 'n bietjie gekyk, ek het gelees in die week, die Oos-Kaap is die gevaarlikste provinsie in die land. So dis nogals erg, ons bly in die gevaarlikste provinsie. Die meeste moord, of die hoogste moordsyfer vind die plaas, die hoogste verkrachtingssyfer. Dis eintlik erg as mens so dit hoor. Maar dit is 'n realiteit hier waar ons lewe. Daar's ook 'n toename in ontvoerings. Ons hoor dit in die nuus, dit gebeur baie nou hierso. Maar dit beteken dat baie mense in ons land nie in vrede lewe nie, maar eerder in vrees dalk. Dit is ook al in baie dele van ons provinsie, is mense gewoond al daaraan om in die aande geweerskote om hulle te hoor. Dit is eintlik vir hulle nie meer eers vreemd nie. Dis erg. Kinders moet ook in daai omstandighede groot word.
Nou ons gaan 'n beurtspraak saam doen. So ek gaan elke keer die gedeelte lees langs die liturgie en julle langs gemeente. Want ons roep uit na die Here. Ons sien hierdie goed en ons wil uitroep. Ons wil vra, Here, tree in, bring verandering. Ons weet U kan. Dis eintlik 'n klaag wat ons ook doen teenoor die Here, want ons weet die Here kan dinge verander en regmaak. Ons kan nie net stil bly oor al die onreg en haat en seer kry nie. Natuurlik moet ons self ook, as ons hierdie goed bid, self kyk, hoe kan ek dinge beter maak? Hoe kan ek 'n vredemaker wees? Hoe kan ek mense help wat swaar kry? Ons sien onreg, haat en seer kry in ons land. Daarom smeek ons om genade en dat U skepping weer heel kan word. Here, luister na die hulproep van U volk wanneer ons opkyk na die hemel en roep, o laat U koninkryk tog kom. Ons gebroke wêreld sug na ware vrede. Jesus Christus, Seun van God, antwoord op ons bede. Ons gebroke wêreld soek na ware lewe. Jesus Christus, Seun van God, antwoord op ons bede. Ons gebroke wêreld vra na ware vreugde. Jesus Christus, Seun van God, antwoord op ons bede. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So is belangrik dat ons ook bid vir hierdie provinsie en hierdie land. Dis net die Here wat mense regtig verander. Mense se harte, hoe hulle kyk na ander, is net die Here wat dit kan doen. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing. Die lied se naam is U is die lig wat deur die donker skyn. Kom ons staan en sing hierdie lied saam. Dis 'n baie mooi lied.
Reg deur die Bybel hoor ons van hoop. Christus is ons hoop. Ons het hoop te midde van alles wat sleg is en stikkend is en gebroken is. Daar is hoop, want Jesus het gekom. Hy is met ons, hy gaan weer kom. Maar daar is ook simbole van hoop in hierdie wêreld. As mens net 'n bietjie op die uitkyk is daarvoor, dan sien mens dit. Een is byvoorbeeld as dit 'n donker nag was en die son kom op. Dit is 'n simbool van hoop. Die lig wat kom. Selfs die donkerste nag gaan verby. Mens kan so ook daaraan dink. Die swaar kry is nie vir altyd hier op aarde nie. Daar's nog ene, dis 'n boom wat afgekap is. Daar's 'n stomp daar op die skerm nou. Maar daar kom 'n nuwe takkie uit. Nou hier voor die pastorie was daar sulke yuccas. Daar is nog 'n paar, maar party is nou al heeltemal dood. Hulle is weg. Daar's nou weer net gras, maar dan is daar nou 'n paar wat bly. Hulle is al afgesny, gate is al ingeboor, daar's al diesel ingegooi. Maar hulle kom maar net weer uit. Jy kan maar daai takkies afbreek, hulle kom weer uit. Mens sukkel nogals om hulle heeltemal uit te kry, want die wortels lewe nog. So dit is nogals vir my ook 'n simbool van hoop. Ten spyte dat dit afgesny is, kom daar steeds nuwe lewe, nuwe groei. Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 11 vers 1 tot 10. En dan hoor ons ook van hierdie beeld. Dit is 'n baie hoopvolle beeld wat ons hier hoor. Ons hoor van 'n loot uit die stomp van Isaai. Dit gee vir ons hoop. Dit herinner vir ons ware vrede, ware herstel gaan kom. En ons sien uit daarna. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, dit gebeur so dat ons omstandighede soms moeilik is, dat ons soms baie swaar kry, dat die lewe hard is. Dit kan ons oorweldig, dit kan ons moedeloos maak, Here. Veral as ons net daarin vaskyk en as ons vergeet van U wat teenwoordig is. Here, ons weet U is aan die werk. U het 'n plan. U gaan nie ons los nie. Dinge gaan nie bly soos dit nou is vir altyd nie. Daar gaan herstel kom. Dinge gaan heel gemaak word. Ware vrede gaan kom. Niks kan U keer nie. Help ons om dit te glo, Here. Help ons om ons oog op Christus te hou. Versterk ons geloof. Maar Here, gee ook vir ons 'n passie om by te dra tot die herstel, om dinge beter te maak, om vredemakers te wees. Mag die hartseer oor die wêreld ons juis soek na geleenthede om 'n verskil te maak, om 'n lig te kan wees. Here, ons behoort aan U en daarom is ons die lig en die sout. Dankie dat U ons gered het en nuut gemaak het, maar ook dat U ons bystaan. Dat U vir ons help om in hierdie wêreld anders te kan lewe, tot eer en verheerliking van U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So ek lees vir ons uit Jesaja 11 vers 1 tot 10. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoor sê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperds sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's
en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir hulle almal sorg. Koeie en beere sal saamwy, hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste. Babatjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Nou, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Die Jesaja boek kan in 3 dele verdeel word, of mens kan self sê 3 boeke. Die eerste deel is Jesaja 1 tot 39. En hierin is daar nou 'n sterk fokus op oordeel. Jesaja het nogals daai moeilike taak gehad om oordeel te gaan bring teenoor mense wat nie wou hoor nie. Dit was 'n moeilike boodskap, maar hy moes dit bring. Dit is die voorballingskaptyd. Dit is die tydperk nou van Jesaja 1 tot 39. En die klem val sterk op oordeel oor Juda en Jerusalem, die nasies, die wêreld, die verbondsvolk. Maar daar's ook nog steeds ondertone van hoop. Ten spyte van die volk se ongehoorsaamheid, sonde, sulke tipe goed. Daar's nog steeds hoop. En die groot gebeurtenis wat as die agtergrond van hierdie hele breë gedeelte dien, is die opkoms van die Assiriërs as 'n wêreldmag. En Jesaja het God se volk gewaarsku om op hom alleen te vertrou. Hulle moenie hulle eie planne maak nie. Hulle moenie koalisies en alliansies, politieke alliansies en so vorm om kop bo water te probeer hou nie. Hulle moet God alleen vertrou. Nou ongelukkig het hulle dit nie gedoen nie. En die verbaasende boodskap is dat God juis die Assiriërs gaan gebruik om daai oordeel oor hulle te bring. Die ballingskap gaan ook kom na Babel. Maar is as gevolg van hulle eie sondigheid, ontrou en ongehoorsaamheid. Hulle was ongehoorsaam, uiterlik baie godsdienstig, maar binne was hulle eintlik gevrot. En die Here is heilig, hy kan nie dit duld nie. Daarom word sy volk geoordeel en gestraf. Maar die hoop is, dis waar die hoop is, daar gaan 'n oorblyfsel wees na dit alles, waarmee God oor gaan begin, nuut gaan begin. Dit is nie die einde nie. En hierdie hoofstukke toon ook aan hoekom die verwoesting van Jerusalem plaasgevind het, en hoekom het daai ballingskap na Babel plaasgevind. Die volk was ongehoorsaam, hulle het weggedraai van die Here af. Nou, wat duidelik is, God se oordeel gaan vir Juda en Jerusalem tref. Dit is onvermydelik. In Jesaja 6 vers 13, daar hoor mens nou, maar soos van 'n akkerboom of terpentynboom 'n stomp bly staan, wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Daar is daai beeld van die stomp al reeds. Nou, daar is hoop. God oordeel om te suiwer. Nou vanoggend se gedeelte sluit aan by hierdie beeld van die oorblyfsel. Isaai was Dawid se pa, koning Dawid se pa, en hier word dan nou gesê, daai hele nageslag, daai hele familielyn gaan ook afgekap word. Daai koninklike lyn van Dawid, dit gaan afgekap word, daar gaan net 'n stomp oorbly. Dit is eintlik nogals 'n harde ding, dis 'n erge beeld as jy dink 'n hele boom word so afgesny. Maar dis wat gaan gebeur. Maar
soos ek gesê het, soos daai Jukas by my, as jy bome afkap, kan daar weer soms nuwe groei kom, nuwe lewe kom. Al lyk dit is nou verby, dit is klaar, dit is afgekap. Dit lyk ons dan nou maar dood. So die hoopvolle profesie is daar in vers 1. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En die vervulling van daai profesie is Jesus Christus. Hy is daai takkie wat uitgekom het uit daai dooie stomp. Ons weet nou, as ons kyk nou terug, so ons weet wie Jesus is en wat hy kom doen het. Maar dit was die hoop, die Messias sou kom, 'n nuwe koning sou kom, wat sal wees wie 'n koning werklik moes gewees het, en selfs nog meer. Ons weet dit is Jesus. So daar's hoop en 'n toekoms te danke aan God. So mens hoor ook net weer hier, God is in beheer. Al lyk dit soos die einde of soos 'n doodloopstraat of uitsigloos. Ons moenie dit vergeet nie, God is in beheer. Nou, Dawid was die grootste, die belangrikste koning van Israel. Hy was eintlik die model waar volgens die ander konings geoordeel is. Maar nou was die goeie nuus, eintlik 'n nuwe Dawid sal kom, 'n tweede Dawid. 'n nuwe koning gaan kom, die Messias. En hy gaan verandering bring. Hy gaan verlossing bring. Hy gaan vrede bring. Dis wat ons hoor in hierdie gedeelte. Ons weet, hy is die volmaakte koning. Hy bring verlossing. Hy bring ware vrede en herstel. Hy is die hoop ook vir ons, vir die toekoms. Soos met Dawid sal die gees van die Here op hom rus. Die gees van die Here sal hom toerus om die werk te kan doen wat hy moet doen, om te kan regeer, om goed te kan regeer. Ons hoor in vers 2, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. So is hy toegerus met die vaardighede en eienskappe wat nodig is om goed te regeer. Jesus het die gees gekry. En ons vandag as Christen het ook die Heilige Gees. Die Heilige Gees rus ons ook toe vir ons roeping, vir ons taak in hierdie wêreld. Ons kry by die Heilige Gees alles wat ons nodig het om te glo en goeie disippels te kan wees. So ons moet dit ook onthou. Die Here vra nie vir ons goed wat ons nie kan doen nie, maar ons moet natuurlik luister en gehoorsaam wees en doen wat hy van ons vra. Die geskenke wat die Here vir ons gee, moet ons gebruik tot eer en verheerliking van hom. So dis goeie nuus. Die Heilige Gees woon ook in ons wie glo. Nou in vers 3 tot 5 hoor ons die goeie nuus, hoe die koning gaan regeer. En dit is die Gees wat dit vir hierdie koning moontlik gaan maak om so te kan regeer. Ons hoor hier van vers 3 af, die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, sommer net so op die uiterlike oordeel nie, en nie oordeel volgens hoor sê nie, sommer wat mense net sê nie. Partykeer sê mense iets oor iemand en is nie waar nie, kom jy agter, dit is nie waar nie. Hy sal die armes billik verhoor. Die armes was ook in daai tyd uitgebuit. Mense was korrup. Hy sal die armes billik verhoor. En die ootmoediges of die magteloses in die land regverdig oordeel. Dis wat 'n goeie koning moes gedoen het. Baie keer het dit nie gebeur nie. Hy sal die goddeloses in die land oordeel. Hy gaan hulle oordeel. Hy gaan nie hulle net laat los om te kan maak soos hulle wil nie. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Ek dink as ons hierdie goed hoor, ons smag ook na dit. Leiers wat reg regeer, wat goed is, wat werk vir geregtigheid.
wat nie korrup is en mense uitbuit, en die armes kry al hoe swaarder as gevolg van hierdie wanbestuur en korrupsie en diefstal. Ons soek ook na dit. So die koning gaan vrede, herstel, transformasie, ware vrede bring. En daar's baie sal ook in hierdie gedeelte. As jy gaan kyk bietjie, daai woord kom baie voor, sal. Die Here doen dit. Nou ons het in vers 3 tot 5 ook die goed of die vereistes gehoor wat daar gaan moet wees as al ware vrede kan kom. Ware vrede kom nie sonder geregtigheid nie. Daar goed moet eers reggestel word voordat daar ware vrede gaan wees. Dis hoekom ons het nie ware vrede nie, want daar's so baie verkeerde en slegte goed wat gebeur. Ons vind vrede in die Here, maar in die wêreld is daar oorlog en haat en korrupsie en so ons het nog nie daai ware vrede nie. Ons smag daarna. Dinge is maar baie gebroken. Ons bid daarvoor. Ons soek dit. En dis hartseer hoe die toestand is van die wêreld. Dit tref ons. Dit raak ons diep. Maar dan in vers 6 tot 9, dan kry ons 'n visioen van die volmaakte vredesryk. Dit wat hierdie koning gaan bewerkstellig. Die herskepping. Dis 'n totale nuwe ryk waar daar vrede en harmonie is. Tussen mense, tussen God en mens, maar ook tussen mens en dier. Ons soek daarna, daai harmonie en vrede. Dit klink so wonderlik. Ek dink elkeen van ons soek dit. Ons hoor van 'n ryk sonder kwaad, onreg, gevaar. Een waar die swakkes, die kwesbares ook veilig is. 'n Ryk waar natuurlike vyande ook in vrede saamleef. Diere waar die een die ander een byvoorbeeld jag, hulle leef in vrede saam. Dit is 'n beeld om te wys na daai totale vrede en harmonie wat ons na uitsien. Mense hoor wolwe en skape sal dan saam bly. Dit is die twee wat sommer net sal saam bly vandag nie. Luiperds sal tussen bokkies lê. Hulle vang ons nou die bokkies. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees. Klein seentjie sal vir hulle almal sorg. 'n Klein kwesbare seentjie sal vir hierdie diere sorg. Daar's regtig vrede. Daar's nie meer goed om voor bang te wees nie. Daar's nie meer vrees nie. Koeie en beere sal saamwy. Hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste. Babatjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Daar sal nie iets sleg gebeur nie. Daar's nie meer daai gevare nie. Daar's ware vrede. So dit klink dalk vir ons nou 'n bietjie vreemd daai beeld, maar dit wys dis 'n manier om te sê dinge gaan heeltemal verander. Daar gaan ware vrede en harmonie wees. Ons hoor in vers 9, op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. Omdat die aarde vol gaan wees van die kennis van die Here, gaan daar vrede kan wees. Ons het nou die taak om die kennis van die Here ook te versprei. In ons land sê baie mense hulle is Christene, maar kyk hoe lyk die land. Dan wonder 'n mens, ken daai mense regtig Here, as jy so optree, so sê nou maar korrup is of doodmaak, of as mens regtig die Here ken, gaan jy nie so wil optree nie. En dan in vers 10 hoor ons, in die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke, helder lig vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Mense sal soek na daai ware lig, na Jesus. Nou, ons hoor hierdie gedeelte, ons weet Jesus het reeds gekom. Hy het reeds
begin om herstel te bring. Hy het reeds aan die een kant God se koninkryk laat kom. Hy is besig om verandering en versoening en vrede en herstel te bring. Reg en geregtigheid. Ons weet, hy gaan weer kom. Dan gaan die koninkryk van God finaal kom. Dan gaan alles reggestel word. Dan gaan alles nuut gemaak word. Dan gaan daar ware vrede wees. Ons sien uit daarna. Ons het hoop, want ons weet niks gaan God kan keer nie. Jesus gaan weer kom. Maar ons word genooi om medewerkers te wees van die Here. Ons moet nie maar net agteroor sit en wag nie. Ons het 'n taak. Ons moet nou 'n lig wees. Ons moet mense vertel van die Here. Ons moet die kennis van die Here versprei. Die Here wil hê almal moet gered word. So hy gee nog kans dat mense kan hoor, kan bekeer. Daar's nog genade in hierdie tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Maar ons moet nou vredemakers wees. Ons moet kyk, hoe kan ek dinge beter maak? Hoe kan ek doen wat reg is? Maak nie saak wat ander doen nie. Hoe kan ek 'n lig wees? Hoe kan ek smaak gee in hierdie smaaklose wêreld? Want ek behoort aan die Here, wat besig is om hierdie goed te doen. Hoe kan ek aansluit daarby? So die Here nooi ons om saam met hom alles nuut te maak. Dis 'n voorreg dat ons dit kan doen. So God se nuwe wêreld is besig om ons stikkende wêreld te infiltreer. Daar is tekens daarvan. Ons moet net op die uitkyk wees daarvan. Daar is hoop, maar ons hoop is in die Here, nie in die regering of die aandelemark of so nie. Dis in die Here. Die ander goed wissel. Die ander goed is nie standvastig nie, maar die Here is ons hoop. So ons is onkeerbaar op pad na God se goeie toekoms. Jesus is soos 'n magneet besig om die wêreld na sy eindbestemming toe te trek. So dit gaan kom, ons weet. Ons moenie dit vergeet en dan moedeloos raak nie. Ons weet die heerlikheid wat kom gaan hierdie swaar kry wat ons hier ervaar heeltemal oortref. Ons het 'n wonderlike toekoms waarna ons uitsien. Deur die kruis en opstanding van Jesus het die vernuwing en die herskepping en die genesing van die wêreld reeds begin. Selfs al voel dit vir ons soms nie so nie. Ons sien baie slegte goed. Daar's baie seer, daar's baie negatiewe nuus, maar ons het hoop. So kom ons neem deel aan die transformasie van hierdie wêreld. Ons elkeen moet kyk, hoe kan ek deel wees daaraan? Waar wil die Here my gebruik? Na wie toe stuur hy my? Waar kan ek dit wat ek by die Here gekry het gebruik tot eer en verheerliking van hom? Ons doen dit alles uit dankbaarheid uit, want Jesus het sy lewe vir ons gegee. As hy nie gekom het nie, as dit nie vir God se genade en liefde was nie, en as Jesus nie gekom het en gesterf het aan die kruis nie, dan was ons verlore. Dan het ons geen hoop en geen toekoms gehad nie. Maar ons het, en ons moet dit deel met ander. Want daar is mense wat nie vir Jesus ken nie, wat verlore is. En dis wonderlik soms hoe die Here 'n mens gebruik. En as mens sien hoe mense heeltemal verander. Ek het 'n tyd terug gehoor, toe sê Tannie Helena, ek het nou verlede Sondag gepraat van Corrie ten Boom en haar inspirerende verhaal. Maar daar's nou iemand wat Tannie Helena ken, die ou glo glad nie. Sy wou toe vir iemand anders so 'n stukkie oor Corrie ten Boom stuur. Maar sy stuur dit toe per ongeluk vir daai man. En sy worry toe nou 'n bietjie hoe gaan hy nou reageer, want hulle het nou al baie half nie, ek sal nie sê woorde gewissel nie, maar hy weet sy's 'n Christen en sy leef dit uit, hy is nie. Maar hy gaan deur 'n moeilike tyd, toe sê hy baie dankie. So mens weet nie, dalk so is dit 'n saad wat nou gesaai word. Maar sy het dit eintlik eers beplan nie, eintlik per ongeluk gedoen. Maar baie keer hoor mens van mense wat heeltemal verander. Daar's mense wat in bendes was, wat die Here ontmoet het, wat heeltemal verander. So mens kan verander. Ons moet dit ook onthou, die Here kan enige iemand verander. Kom ons
gaan leef as vredemakers. Dis nie 'n maklike taak en dit vra opoffering. Partykeer raak mense kwaad as jy wil vrede maak, want hulle wil beklei. Hulle is moeilik, hulle soek fout met klomp goed baie keer. Maar vredemaker gaan juis waar daar onvrede is en soek oplossings. Dis hoe ons moet lewe. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons wonderlik om net weer te besef waar lê ons hoop werklik. Ons hoop lê in U. Sonder U het ons niks nie. Ook al het ons baie aardse skatte daar. Dit beteken niks. Dit het nie ewigheidswaarde nie. Help ons, Here, om te dink oor ons lewe en om te besluit wat is regtig belangrik. Help ons om te bid vir vrede, maar ook te werk vir vrede. Om ook vrede te bring, vredemakers te wees. Jesus, U is vir ons die perfekte voorbeeld van dit. U het ook die skeidingsmure tussen mense afgebreek. So daar kan vrede kom, selfs tussen verskillende mense. Here, ons dank U ook dat U vrede tussen God en ons gebring het. Dit is net U wat ons so met God kon versoen het. U het U lewe gegee daarvoor. Dankie, Here. Mag U liefde en genade ons dring, ons in beweging bring. Dat ons nie maar net oorleef nie, maar dat ons regtig lewe, die lewe in oorvloed lewe en lewe vir U, 'n lig is in hierdie donker wêreld. As ons U volg, Jesus, gaan ons 'n lig wees. Gaan ons anders wees. Gaan ons 'n verskil maak. Here, self kan ons dit nie doen nie. Ons kan nie uit eie krag gaan doen wat U van ons vra nie. Ons moet nie net dink, ek moet self net harder probeer nie. Ons moet fokus op ons verhouding met U. U verander ons dan deur U Gees. U gee ons krag. U verander ons denke. U help ons dan om te bly glo. Dankie, Here, dat ons kan weet, ons is nie in ons eie agtergelaat nie. Help ons om nie moedeloos te word, dat dit ons oorweldig nie. Ons kan uit 'n hoopvolle verhaal lewe. U storie is nog, ons weet wat die einde gaan wees. Ons weet dit is 'n goeie einde. Maar ons kan deel wees daarvan, Here. Dis 'n wonderlike voorreg. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings gedeel word.
Onze Vader wat in die hemel is, ons dank U in hierdie oggend vir die dag, die gesondheid wat U aan ons gegee het. En ons dank U ook so vir die offergawes wat opgeneem is, Heer, en dat ons dit sal uitdeel tot eer en verheerliking van die groot naam alleen. Amen. Kom ons kyk gou na 'n paar afkondigings. Die kerkkantoor gaan nog gesluit wees vanaf die 17de. Neem tog kennis daar asseblief tot die 9de Januarie sien ek. Jy sien ook in die stand van die gemeente se finansies. Die dak is nou herstel. Die laaste betaling is gedoen. Baie dankie vir almal wat daar gehelp het met bydraes. Dit word opreg waardeer. Ek het 2 verjaarsdae, Pietro van Huisteen verjaar vandag en ook Soekie van Staden. Baie geluk. En ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik en ook in hierdie feestyd en die nuwe lewensjaar God se nabyheid en sy liefde ervaar. Ons bid nog steeds vir die familie van Okkie Parkhuisen en ook Anna Mettelkamp. Die roudienste was in die week gewees. Kom ons bid dat die Here ook in hierdie tyd vir hulle baie naby sal wees. Hy sien daar so Kobus Pretorius, sukkel met sy gesondheid en ook sy skoondogter Calista, as ek reg uitspreek, sukkel met haar gesondheid. En dan ook Ellen Matthies het 'n oogoperasie gehad en Anna Menel herstel ook van 'n operasie. En dan voor die Westraat is nog steeds in die hospitaal. Kom ons bid dat die Here ook vir hierdie mense baie naby sal wees en dat daar vinnig herstel sal wees. Baie dankie. Ek wil net noem, julle kan ook julle eie adventskrans gaan maak. So jy kan 'n bietjie takke vat, 'n bietjie groen blare en dan sit jy nou die kersse in. Dan elke Sondag steek jy saam as 'n gesin of op jou eie 'n kers aan en dink weer verder, sê nou maar vandag oor vrede. Dis ook 'n manier om jou te help voorberei vir Kersfees en om te onthou waaroor gaan dit werklik. Of jy kan 'n adventskalender maak. Jy moes nou eintlik al die 1 Desember begin het, maar as jy 'n paar sjokoladetjies daar insit, dan kan jy nou darm 'n paar eet vandag. Maar dan, mens sien ook uit, elke dag maak jy dit oop, jy kan dalk 'n versie daar insit, en dan is dit, help jou dit ook om voor te berei vir Kersfees. Vir 'n kind is dit nou lekker, want ons elke dag ietsie wat jy gaan kry, maar dan kan mens sommer 'n bietjie oor jou geloof ook praat. En onthou waaroor gaan Kersfees werklik. So, daar's eenvoudige maniere om dit te doen. Jy hoef nou nie baie geld te spandeer en 'n lint chocolate een te koop nie. Maar kyk bietjie op die internet, daar's baie idees. Maar ek dink dis nogal 'n oulike idee. Ons moet dit ook maar vul met die regte inhoud, want daar's baie die wêreld wil Kersfees maar gebruik om mense net te kry om te koop. Maar dit gaan eintlik oor Jesus. Dit is 'n Christusfees. Ons slotlied is Laat Heer U vrede deur my vloei. Kom ons staan en sing hierdie lied saam.
Ontvang die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sing vir oggend gaan dan heen.